Goeiemôre geliefdes, baie hartlik welkom aan al die luisteraars van Heartbeat FM, as ook die YouTube kykers van NG Oudtshoorn Park. Ons is saam hier om vanoggend weer te luister na wat die Here vir ons wil sê. Kom ons buig ons hoofde in gebed. O wonderlike Here, in hierdie oggend wil ons U prys soos U ons in Psalm 111 geleer het. Ons prys U Here, met ons hele hart wil ons U Here loof, in die samekoms van die opregtes in die gemeente. U werke is groot. Almal wat daarin vreugde vind, dink daaroor na. U dade is vol majesteit en luister. U trou staan vir altyd vas. U sorg dat die magtige dade nie vergeet word nie. Genadig en barmhartig is U Here. U voed die wat U dien. U hou U verbond altyd in stand. U het U volk die krag van U dade laat ervaar. U het aan ons die land gegee wat U wil hê ons moet woon. Wat U doen, getuig van trou en reg. Al U voorskrifte staan vas. Dit is vir altyd geldig. U het dit gegee en in trou en regverdigheid. U het vryheid vir U volk bewerk. U verbond vir altyd ingestel. U naam is heilig, dit wek ontzag. Wysheid begin om U te dien, Here. Almal wat dit doen, het ware insig. U roem hou altyd stand. Here, in hierdie oggend is ons so dankbaar dat U ook vanoggend uit U woord met ons wil praat. En ons gebed is dat U ons nou sal help, dat ons harte sal oop en ontvanklik wees vir wat U wil sê. Ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus. Amen. Ek wil graag vanoggend lees uit 'n paar gedeeltes uit Hebreërs. Ons begin lees by Hebreërs 1. Vanaf vers 1. In die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. Maar nou, in hierdie laaste dae, het hy met ons gepraat deur die Seun. God het hom deur wie hy die wêreld geskep het, ook erfgenaam van alles gemaak. Uit hom straal die heerlikheid van God, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Nadat hy die reiniging van ons sondes bewerkstellig het, het hy gaan sit aan die regterhand van die hemel, van die majesteit in die hoë hemel. Hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker as hulle naam. Immers, aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword, en ook ek sal sy vader wees, en hy sal my seun wees. En wanneer God die eerstgeborene in die wêreld inbring, sê hy, al die engele van God moet hom aanbid. En van die engele sê hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Maar van die Seun sê hy, U troon, o God, staan vir ewig vas. Met U koninklike scepter laat U reg geskied. En dan lees ons verder by vers 13. Van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande 'n voetbank van jou voete maak?
is hulle dan nie almal geeste in diens van God, wat hy uitstuur om die te dien wat die saligheid gaan beerf nie. Hoofstuk 2 vers 1. Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie miskien wegdrywe nie. As die woord wat deur engele gespreek is, bindend was, en elke oortreding en ongehoorsaamheid regmatig gestraf is, hoe sal ons dan ontkom, as ons so groot saligheid verontagsaam het? Hierdie saligheid is deur die Here verkondig, deur wie dit sy oorsprong het, en is aan ons bevestig, deur die wat dit gehoor het. Daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders, en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toebedeel het, volgens sy wil. Tot sover. Die vers wat ek wil uitlig is hoofstuk 2 vers 1. Om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie miskien wegdrywe nie. Geliefdes in ons Here Jesus, hoe dink jy sou jou lewe gewees het, as jy nie van Jesus geweet het nie? Watter rol speel Jesus in jou alledaagse lewe? Sou dit maar min of meer dieselfde gewees het? Jy het jou gewoontes, jy doen elke dag jou ding, dan jy nie nodig om Sondag een kant te sit nie. Hoe sou dit vir jou gewees het, as jy glad nie van Jesus geweet het nie? Die Hebreërs skrywer kom hier na die Hebreërs toe. Nou net om mooi te verstaan waaroor dit gaan, moet ek net bietjie agtergrond gee oor hierdie brief. Vir jare was daar ervaar dat Paulus hierdie brief geskryf het. Maar die navorsing het gewys, dit is onmoontlik dat hy die brief kon skryf. Paulus is ongeveer 67 na Christus oorlede. Hierdie brief dateer na 80 na Christus, maar meer waarskynlik tussen 90 en 100 na Christus wat hierdie brief geskrywe is. Ons weet nie wie het hom geskryf nie, maar dit was iemand wat 'n goeie agtergrondskennis gehad het van die Joodse godsdiens, iemand wat baie goeie Grieks gebruik, hierdie, kom ons sê, die ouens wat weet sê, hierdie is hoërgraad Grieks. So dit was iemand met goeie kennis, met goeie akademiese agtergrond waarskynlik, wat hierdie brief geskryf het. Wie is die Hebreërs aan wie hy skryf? Ek het al vroeër hierna verwys, maar in daardie tyd, dit wil sê hier in die tweede helfte van die 1ste eeu, was daar Joodse gemeenskappe oor die hele Romeinse Ryk. Trouwens, Julius Caesar het in die jaar 44 voor Christus aan die Jode volmag gegee om hulle godsdienst te beoefen in al die Romeinse provinsies. So, in al die Romeinse provinsies was daar 'n sinagoge waar die Jode aanbid het. Nou weet ons uit Paulus se manier van werk, toe hy die boodskap van Christus begin uitdra het hy eers, as hy na 'n nuwe plek kom, het hy eers na die sinagoge gegaan
en daar by die Jode begin om te verkondig dat Jesus koning is, dat hy die Messias is. En daaruit het daar dan mense tot bekering gekom, en dan dikwels ook van die heidene wat rondom gebly het, of daar wat ook hierdie boodskap gehoor het, en so daar Christelike gemeentes ontstaan. Nou hierdie brief word waarskynlik geskryf aan so 'n gemeente in Rome. Ek kan nie nou op ingaan presies hoekom ons so sê nie, maar daar is duidelike tekens dat hierdie brief geskrywe is aan sulke Joodse Christene, saam met ander Christene, wat in Rome was. Nou wat gebeur het, aanvanklik toe die boodskap van die evangelie gelewer is daar, Paulus en ander medewerkers, was daar 'n groot opwel van Christene. Mense wat hierdie evangelie aanvaar het. Aanvanklik het hierdie gemeente geweldig gebloei. Dit het baie goed gegaan in hierdie gemeente. Maar toe, teen die einde van die eeu, het mense begin wegdryf hiervan. Een van die groot redes waarskynlik was, dat Nero was in daardie stadium die keiser, en daar het 'n brand in Rome ontstaan, 'n groot brand. En Nero het die Christene beskuldig dat hulle verantwoordelik was vir die brand. En so het daar groot vervolging gekom onder die Christene. Ons weet mos maar, dit is van die begin af so gesê, die vyand wil die boodskap van die Christene vernietig, en dit was altyd so, en dit is nog steeds so, dat ons telke male kry dat Christene vervolg word. Huidiglik weet ons wat in Nigerië gebeur, dat Christene afgemaai word. En so was dit deur die loop van die eeue. En dit gaan so wees tot Jesus weer kom. So ons weet, daar is vervolging. Maar wat toe nou gebeur het, omdat die Joodse godsdiens deur die Romeinse ryk erken is, het van hierdie Christene uit vrees dat hulle vervolg word, weer teruggegaan na die Joodse sinagoges toe. Moontlik het hulle gesê, ons glo nog, maar ons skuil nou hier by die Jode, dan sal ons nie vervolg word nie. En so het dit gebeur dat hulle eintlik losgeraak het van die evangelie van Jesus Christus. En dis aan hierdie mense wat hierdie Hebreërskrywer nou skryf. En as ons hierdie agtergrond het, dan maak dit wat hier geskryf staan eintlik baie sin. Hoofstuk 1 vers 1 begin, hierdie skrywer nou, en hy sê, in die verlede het God baie keer en op baie maniere met ons voorvaders gepraat deur die profete. So hy sluit aan by hierdie verwarring wat hierdie Christene nou beleef. Want die Jode sê, ons bly by wat die profete gesê het, by die Torah en die profete. En nou sluit hy hierby aan, dis waar. In die verlede het God deur die profete gepraat. Maar nou sê hy in vers 2, maar nou, in hierdie laaste dae, in hierdie bedeling wat ons nou leef, het hy met ons gepraat deur die Seun
God het hom gegee. Julle moet onthou, wie is die seun van God? Julle moet julle nie nou laat onderkry in hierdie tyd en nou die seun verloon nie. Of die seun nou gaan een kant toe skuif nie. Want God praat nou deur sy seun. So hy kom sê, julle moet Jesus Christus in die regte plek in julle lewe hou. Ons sien telke male deur die eeue dat dit gebeur, dat die seunskap van Christus aangeval word. In ons tyd ook, deur teoloë, deur baie slim mense, word gesê, maar Jesus was maar net 'n gewone mens. Hy is miskien die eerste wat geskep is deur God, maar hy is maar net 'n gewone mens. Die Hebreër skrywe kom sê, maar kyk mooi, wat sê die Ou Testament? Wat ons hier nakry is aanhalings uit die psalms, hoofsaaklik Psalm 110. En hierdie skrywer bring vir hulle, die Jode sê mos nou, hy is nie die Messias nie, hy is nie die seun van God nie. Hy sê, kom ons gaan kyk wat sê God se woord, die Ou Testament wat julle aanvaar. Daar staan, God het hom deur wie hy die wêreld geskep het. Weet julle wat? Dis duidelik, veral Psalm 110, dat die Here, die God, het deur die seun die wêreld geskep. En hierdie woordjie wêreld in die oorspronklike taal hier beteken nie wêreld soos ons dit dalk vandag verstaan as die hele aarde nie. As ons praat van die wêreld, dan bedoel ons eintlik maar al die volke op aarde. Hierdie hele wêreld beteken die hele heelal, die universe. God het deur die seun die universe geskep. Hy is nie maar net nog 'n profeet nie, nog 'n mens wat die Here uitgestuur het nie. Dan sê hy is ook erfgenaam van alles. Hy het dit geskep, natuurlik het hy ook die aarde geskep, en het hy op die aarde mense gesit. Omdat hy wil hê, hierdie mense moet die Here kan loof. En nou is hy die erfgenaam daarvan. En hy sal sorg op die einde, dat sy erfporsie volledig reg is. So, onthou julle, wat nou afvallig raak van die evangelie van Jesus. Hy het die wêreld geskep, hy is die erfgenaam, hy sal sy erfporsie bewaar. Deel van sy erfporsie is jy wat Jesus aanvaar het as jou verlosser. So, jy is ingesluit by hierdie erfporsie van die Here. Dan sê hy in die 3de plek, uit hom straal die heerlikheid van God. Nou hier kry mens die beeld, God straal sy heerlikheid uit. En ons verstaan dit gewoonlik maar met lig. En daarom kan ons dit hier vergelyk met die son. Soos die son
oor die aarde skyn, soos die son sy lig uitstraal. En ons weet, niks kan groei sonder die son nie. As die son weg is, dan sal daar geen groei meer op aarde wees nie. Die aarde en so dan ook die hele heelal is afhanklik van hom. Maar hy stuur sy heerlikheid uit. Hy stuur sy lig uit, sodat sy lig dit vir ons kan helder maak waar ons donkerte ervaar. Julle ervaar nou donkerte. Julle is in hierdie moeilike omstandighede waar julle vervolg word. Maar onthou, Jesus is God se heerlikheid. As julle by hom kom, sal hy sy lig bring in die donkerte wat julle beleef. Hy sal vir julle die waarheid wys. En dan staan daar, en hy is die ewebeeld van die wese van God. Hy is God se ewebeeld. Eintlik maar hy is God self. Die beeld wat ek hier sien, ewebeeld, wanneer sien ek my ewebeeld? As ek in 'n spieël kyk. Soos wanneer ek my eie beeld sien, wanneer ek in 'n spieël kyk, so is Jesus 'n ewebeeld van God. Hy is God self. En dan staan daar, hy hou alle dinge deur sy magswoord in stand. Sjoe. Sy magswoord. Sy woord het oneindige krag. En ons weet, ons kry sy woord in die skrif. Julle het die skrif. Julle het sy woord. En sy woord verander mense. Sy woord kan dag vir dag vir jou ook verander. Dis 'n magswoord. En daarmee hou hy alles in stand in die totale heelal. Ook in ons wêreld op die aarde hou hy alles in stand. Al lyk dit nou vir julle of dinge verkeerd loop met hierdie vervolging en wat dit ook al wees, al hierdie moeilike dinge wat gebeur, hy hou dit deur sy woord in stand. Dit kan jy verseker wees. Ek dink op baie maniere kan ons vereenselwig, ons inleef met wat hierdie mense moes beleef. Ons beleef baie daarvan ook vandag. Ons weet, ons sien dit mos kom, hoe Christene vervolg word. Ons sien hoe ander magte oorneem. En dan word ons bang. En dan uit vrees doen ons wat hierdie vroeë Christene gedoen het daar in Rome. Ons vlug. Ons vlug na die ou dinge toe waar ons veilig kan voel. En nou kom sê hierdie Hebreërskrywer, moet nou nie onnosel wees nie. Jesus is die skepper. Hy is die een wat alles in sy hand hou. Hy is die een wat alles in stand hou. Hy is die heerlikheid van God. Sy woord is magtig, is kragtig, waarteen niemand kan standhou nie. En dan sê hy verder, en hy is net so verhewe bo die engele. En verder aan in hierdie gedeelte, wat ek nou nie heel gedeelte gaan lees nie, vergelyk die skrywer Jesus Christus met die engele.
In vers 7 staan daar, en van die engele sê hy maak sy engele stormwinde en sy dienaars vuurvlamme. Hy stuur engele uit in hierdie tyd, so stormwinde, om sy boodskap uit te dra waar dit moet gaan. Soos vuurvlamme, vuur, dui waarskynlik hierop, dat hy vereer word, dat daar vlamme opgaan om hom te verheerlik. En dan staan daar, in vers 5, immers aan wie van die engele het God ooit gesê, jy is my seun, vandag het ek jou vader geword, en ook ek sal sy vader wees, en hy sal my seun wees. Dit gaan saam met die tweede deel van vers 4, wat daar staan, die eerste deel sê, hy is net so verhewe bo die engele, as wat die naam wat God hom gegee het, voortreffeliker is as hulle naam. As julle dan nou van engele weet, en julle glo wat die engele sê, Jesus se naam is voortreffeliker. Jesus se naam, en hier verwys het waarskynlik na die seun van God, want hy is seun van God genoem, in sy naam sit sy wese, wie hy is, al sy mag, al die dinge wat ons nou reeds gesê het. Maar dan is daar nog 'n naam wat hom toekom, en dit is die naam Kurios, wat beteken Here of koning. Vergeet van Nero, Jesus is koning. Vergeet van die menslike heersers wat die Christendom probeer vernietig. Jesus is eintlik die koning. En dan vervolg hy by vers 13, van watter engel het hy ooit gesê, sit aan my regterhand, totdat ek jou vyande 'n voetbank van jou voete gemaak het. Jesus sit aan die regterhand van God. Met ander woorde, wat beteken dit? Hy is God se regterhand. Hy is die een wat dit uitvoer. En nou staan hier 'n baie belangrike ding. Totdat ek jou vyande 'n voetbank van jou voete gemaak het. Wat word hier bedoel? In daardie tyd as die mense teen mekaar baklei het, twee volke teen mekaar baklei het, en daar's 'n oorwinning vir die een, dan het die wenner sy voet op die nek van die een wat verloor het gesit. En dit is hierdie beeld wat hier gebruik word, 'n voetbank vir sy voete. So sê die Here. Jesus bly aan die regterhand van God, hy regeer van daar af, hy is die koning, tot op die dag dat hy die vyand, hier dan, sodat hy sy voet op die nek van die vyand sal sit. Nou weet ons, Satan is reeds op Golgotha oorwin, maar hy gaan nog te kere soos 'n brullende leeu en soek wie hy kan verslind. Maar die finale dag kom, wanneer die Here Jesus sy voet op sy nek gaan sit en dit totaal verby is met hom. En dit is waarna ons moet uitsien. En ons kan weet, as ons in vervolging is, as ons swaar kry, dan is dit wat sal gebeur. Maar daar's 'n baie belangrike punt, wat ek nog nou nie uitgehaal het nie.
En dit is nog in vers 3, nadat hy die reiniging van ons sondes bewerkstellig het. Oeg, dis wonderlik. Voordat die Here sy voet op die nek van Satan gaan sit, gaan hy sorg dat al die heiliges, almal wat aan hom behoort, gereinig is van die sonde. Hierdie reiniging het eintlik 2 betekenisse. In die eerste plek, ons weet, en Paulus verwys in Romeine julle paar keer daarna, hy sien dit soos 'n hofsaak, Jesus gaan vir my instaan en vir my sonde betaal, dis die eerste ding. Maar die tweede wat ons nie altyd mooi raak sien nie is, hy reinig ons siele. Nadat hy ons gered het deur ons skuld te betaal, kom werk hy in ons om ons siele te reinig. En ons weet, ons het elke dag daai reiniging nodig. Interessant, die woordjie verreinig in die Grieks beteken ook om te snoei. Hy snoei steeds in ons harte. Hy snoei uit dit wat hy nie wil hê nie. En dit is waarmee hy besig is in julle. En dis wat julle moet weet. En dan kom ons by die teksvers wat ons het. Om hierdie rede, sê hierdie skrywer nou vir daai mense, om hierdie rede, omdat julle weet wie Jesus is, moet ons soveel kragtiger vasgryp. Hierdie woorde is groot. Om hierdie rede, omdat ons weet wie Jesus is, moet ons kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie miskien wegdrywe nie. Die beeld wat hier in my verbeelding opkom, ons het gehoor in die afgelope tyd nou met die Kersvakansie, hoe daar mense in die see verdrink het. Ek dink aan daardie mense wat, die klomp jong mense wat geswem het en toe daar hierdie stroom gekom, wat hulle weggevat het. Ons is as ons die see kan vergelyk met ons lewe, ons is soos daai swemmers in die see. En daar is hierdie strome wat kom, wat ons wil wegvoer, na die chaos toe. Maar nou staan hierso, ons ken Jesus. Ons moet nou kragtig vasgryp. Kom ons sien hierdie as 'n tou wat uitgegooi is vir ons wat in daai stroom is wat ons wil wegsleep. Ons moet hierdie tou vasgryp. En nou moet ons dink hier aan, dit is nie sommer nou maar net vashou nie. Hierdie woord wat vertaal is met kragtiger, is 'n woord wat in die Grieks sê dit is geweldig groot, geweldig sterk, geweldig met alles wat in jou is, moet jy hierdie tou vasgryp. Jy moet so vasgryp aan Jesus, sodat die strome wat Satan stuur om jou weg te sleur van hom, sodat hy jou nie wegvat nie. En as ons die res van Hebreërs lees ons waaroor dit gaan.
Dit gaan daaroor dat my noue verbinding met Jesus elke dag moet aandag kry. Want wanneer drywe ons weg? Dis wanneer ek begin om die eredienste af te skeep, of die byeenkoms van gelowiges begin afskeep, dan kry die wêreld 'n groter invloed my. As ek my stilte tyd begin verwaarloos, as my stilte tyd vir my gewoonte word, en ek nie meer elke dag daai koneksie met die Here het nie. Dit is die strome wat ons wil laat wegdryf. En nou kom sê hierdie teks, jy moet dit vasgryp. Ek lees dit weer, om hierdie rede moet ons soveel kragtiger vasgryp aan wat ons gehoor het, sodat ons nie miskien wegdryf nie. En dan vers 4 sê, daarby het God ook saamgetuig deur tekens en wonders, en ook deur allerhande kragtige dade en gawes van die Heilige Gees, soos hy dit toebedeel het volgens sy wil. Dit is hoe ons vasgryp. Die kragtige dade en gawes van die Heilige Gees. Hy het jou nie alleen gelos nie. Hy het sy Heilige Gees gegee om in jou te woon. Kom ons sê, om jou die krag te gee, om daai tou vas te gryp. Maar jy moet vasgryp. Die Gees kan jou sy krag gee. Maar as jy nie vasgryp nie, gaan dit nie iets vir jou beteken nie. Maar hy gee sy Heilige Gees in jou, wat jou hierdie vermoë gee, hierdie spiere gee, om vas te gryp en te los, nie te los nie. En daarvoor gee hy ook die gawes van die Gees, sodat ons mekaar kan bedien, sodat ons almal kan vasstaan en vasgryp aan Jesus. Amen. O Here, baie dankie dat U vir ons hierdie anker is, dat ons aan U kan vasgryp. En dan hoef ons nie bekommerd te wees oor wat rondom ons gebeur nie. Al is daar groot chaos rondom ons, al is daar storms, al lyk dit vir ons of alles verlore is, ons ken die rots op wie ons bou, ons ken die anker wat ons vashou, Here. U is die enigste een aan wie ons kan vasgryp, Here. Help ons daartoe deur die kragtige werking van U Heilige Gees. Amen.